ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 107. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, is baie welkom om ons net te kontak, sodat ons dan vir u die inligting kan gee wat u nodig het. Vernaamlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Dis 'n moed. Ek kom agter die Restoration Bybels loop in sulke vlae, dis soos 'n golf wat kom, dan is daar skielik 'n verskriklike aanvraag, dan is daar vir 'n week of 2 of 3 weke 'n bietjie stilte en dan kom dit. Maar ek loof Jahwe dat hy lewe en hy in beheer is. Enige inligting, gaan na my webtuiste, of gaan maar eers na my WhatsApp nommer, kontaknommer 0722-367-124 of my webtuiste https://yafashua.co.za. Na al hierdie tyd ken jy dit seker al uit die kop uit. As dit die eerste keer is dat u nou by die reeks aansluit of kom luister of kyk, is verskriklik welkom, altyd welkom, nuwe mense is altyd welkom. U te mag om inligting gemis, gaan na deel 1, begin voorvat die tyd, stap deur dit en ervaar wat se inligting ons gemis het. Ek sê vir Pastoor Rika net nou, ek kan nie glo die hoeveelheid inligting wat die boek Spreuke besit het nie. En vir baie jare het ons die boek Spreuke gehanteer as maar een van die Ou Testamentiese boeke, wat eintlik 'n vervelige boek was. Maar wanneer ons hom soos 'n stukkie vis eet en hom oopmaak en oopbreek en hom, hoe sê hulle, hom flaf, hom oopmaak, maar dan moenie graaitjies wees nie. En ons hom stadig geniet, dan kom ons agter hom, hy is verskriklike diep insig in woord in die boek Spreuke. En dit is wat wonderlik is. Ek kan nie glo dat ons het gemis het vir soveel jare nie. Omdat ons so besig was met die evangelies in die Nuwe Testament en. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken as 'n nuwe kyker. Halleluja. Deel dit met u vriende. Dis is om te subscribe. En dit is lewensveranderend. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jahwe, ons Elohim, vir hierdie môre, wat ons as Jahwiste en bruid van Yafashua die geleentheid het om by mekaar te wees. Ek wil bid vir die wat vir die eerste keer kyk vanmôre, dat jy hulle ook seën of luister, ook in hulle harte. Hulle is net so welkom. Breek die brood van die lewe in hierdie oggend in ons midde en salf ons met die waters van die ewige lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, volk van Jahwe sê halleluja. Halleluja, welkom by ontbyt met Prof Hannes, is baie welkom. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot blessing gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, en ons is by Spreuke 10 vers 15. Nou, moet jy kyk wat sê koning Salomo. Hy sê die goed van die ryke is vir hom soos 'n sterk stad. Nou moet jy verstaan, ek kan onthou toe ek 'n jong seun was. The root of money is a root of all evil. Die begeerte na geld is 'n sonde. 'n Ryk man kan nie die koninkryk van die Here ingaan nie. Ek kan onthou dat omtrent elke pastoor het daai boodskap gepreek. So almal moes vrekarm gewees het. Nee, inteendeel. As jy geseënd is met finansies en met hoe dit ook al inkom, 'n fabriek of wat ook al, of wat ook al, op watter manier jou besigheid vir jou finansies inbring, en jy's 'n ryk man of 'n ryk vrou, dit is nie 'n sonde nie, dit is 'n blessing. Dis 'n blessing.
Ons dank Jaffa vir mense wat die bediening ondersteun, wat in die vermoë is, en daar is ander wat nie in die vermoë is nie, wat hulle deel ook bydra. Ek dank Jaffa daarvoor, en dan is daar nie die wat net bid. Maar dit is nie 'n sonde om ryk te wees nie. Die kerk het ons laat verstaan, toe ons jong was, almal moes vrekarm gewees het. Hoekom? Dat jy afhanklik van die kerk kon wees? Nee. En in daai toestand van vrekarmheid moes jy jou tiendes betaal, en bydraes, en koektafels, en al die goed. Verstaan jy waarvan ek van praat? Terwyl die woord praat van die rykdom wat vir mense ongoddelik word. Hoekom? Want dit word sy God. Het word vir hom sy God. Rykdom mag nooit vir jou God wees nie. Rykdom moet nooit jou lewe bestuur nie. Hy sê in vers 15, die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Hoekom? Dit gee hom sekuriteit. Dit gee hom lewensbestaan. Maar ek het nie finansies nodig om te voel dat ek sekuriteit het nie. En ek het nie geld nodig om te sê ek het bestaansreg nodig nie. Ek het Jaffa nodig. Hy is die rots op wie ons geanker is. Nie my chequeboek of my kredietkaart nie. Nee. Alright, vandag is daar nie meer chequeboeke nie, maar kredietkaarte en wie's meer. Dis nie wat ek besit wat bepaal wie ek is nie. Ek kyk na Job, die woord sê hy was die rykste man in die ooste gewees. En dan laat hy op 'n ashoop op waar sy vrou en almal hom verlaat en sy vrou sê vir hom, seën Jaffa en sterf. Met ander woorde, verkeerd vertaal, vloek Jaffa en sterf. Dan sê hy net een ding, ek weet my verlosser lewe. Hy het nie eens Jaffa geken nie. Maar hy praat van hom as sy verlosser. Ek weet my verlosser lewe. Hoeveel te meer kan ek en u nie vanmôre sê, ek weet my verlosser lewe nie. Dit wat ons het is nie ons goed nie, dis Jaffa se nie. En dis hoekom ons moet in die posisie wees om te bedien, ook in dit wat ons ontvang. Het help jy ons accumulate nie, want jy kan niks saam met jou hemel toe vat nie. Net by mekaar maak en vergader nie. Die woord sê is beter om te gee as om te ontvang. En ek preek nie geld nou nie. Ek praat ook in terme van woordbedien. Daar's hoeveel mense wat boeke saai, wat boeke koop en boeke saai, en Bybels koop en Bybels saai. Dis hulle bediening. Dis hulle bediening. Maar sê te sê, dis al wat jy moet doen nie. Dit is 'n metode. En ek wil vanmôre 'n ding sê rondom geld en om rykdom. Dis nie verkeerd om ryk te hê om van geld te hê nie. My pa het altyd gesê, iemand het gesê, geld is nie alles nie. My pa het altyd gesê, maar weet jy hoe moeilik is dit sonder dit? Natuurlijk. Stap by 'n winkel en sê jy wil brood en 'n sak mieliemeel en 'n 5 kg suiker en 'n pond botter. Kyk of jy kan uitstap daar, kilogram botter. Kyk of jy kan uitstap. As jy net uitstap, sluit jy toe. Diefstal. Jy het geld nodig om te betaal. En ongelukkig is dit deel van die bestaan van die mens vandag. Dit is om handel te dryf. En dis hoe Jaffa dit voorsien. Hy sê die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Hoekom? Sy sekuriteit, laat my dink aan die ryk jongman, wat gesê ek sal my skure groter maak, en ek sal vir my meer lande aanstel, en ek sal meer mense kry, en ek sal vir my siel sê, eet, drink, word vet, versadig. Dit gaan goed met my siel. En dan vra Jaffa en sê hy vir die ryk man, maar in die nag word jou lewe afgesny. Nou, wie toe gaan jou goed? Wat vat jy saam met jou? So wanneer ons dan, wanneer ons dan het, of wanneer u dan het, dan is dit tot eer van Jaffa. Ek sê altyd, wat ons het, alles wat ons het, behoort aan Vader Jaffa. Dis sy koninkryk sin, alles. Sê ons sinne nie. Maar die goed vir die ryke is vir hom 'n sterk stad, want hy bou sy hoop daarop. Ons hoop, dat Jaffiste is vanmôre, en nie wat ons het nie, en wat ons ry, en wat ons bly, en wat ons aantrek nie. Dis
in die verhouding wat ek en u vanmôre is, as Jafiste, in die koninkryk van Jahwe ons Elohim. Hoe ons ook deur dit wat ons het, die koninkrykswerk seën en ook ander mense seën. Die Bybel sê, wees 'n seën vir 'n ander, en jy sal geseën wees. Hy sê die goed van die ryk is vir 'n sterk stad. Hoekom? Want sy hoop is daarin. Die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. Nou, ek kan baie keer wanneer ek armoede sien, dan is die vraag, hoekom? Wat was die rede vir armoede? Ek meen, daar's baie min mense wat minder arm of meer arm opgegroei is as ons kinders was. Ek praat van na die begin van die 60's. Maar dit was die tyd van swaar kry. Net die heel ryk mense het swembaddens gehad. Net die ryk mense het teels in hulle huise gehad en 7 skuld van duikmatte. Net die ryk mense. Ons het Nobilon in ons vloere gehad. Ek kan nog onthou. Kan jy onthou, daai selfde Nobilon het hulle gesny en op die tafel gesit, want dit was maklik om skoon te maak, higiënies en dis nie skande gewees om arm te wees nie. Wat is die rede, die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede? Hoekom het hy behoeftig geraak? Hoekom is daar ondergang vir hom in armoede? Armoede het ons gemotiveer. Dit het ons gemotiveer, ons arm kinders wat in Simmer en Jack groot geword het, dit het ons almal gemotiveer om entrepreneurs te word. Om te sê, eendag moet ons kinders beter kan groot word as ons. Hoekom? Nie omdat ons ons pa's en ma's gesyp het in die goed nie. Dit was net, op daai stadium was die tyd van die armoede. Ek kan onthou dat ons in 'n huis gebly het vir R7 'n maand. 'n mynhuis. Met water en ligte ingesluit. Alraai, R7 was om R7 gewees daai tyd. Jy kon 'n hele halwe skaap koop vir R25. Kan jy dit dink vandag? Dan praat ek van 'n groot skaap, halwe skaap. Ek probeer net iets sê hierso. Armoede kan ook ons motivering wees om te wil beter doen in die lewe. Nie omdat ons beter as ander wil wees nie, maar jy wil sekerlik jou kinders beter gee as wat jy gehad het. Maar die Bybel sê dat vir die ryk man is sy rykdom is 'n sterk stad. Maar die ondergang van die behoeftige is hulle armoede. Hoekom is daar armoede? Ek wil weet, hoekom is daar armoede vandag? Is dit as gevolg van drank? Is dit as gevolg van daar's nie werk nie? Ons kan nie iets anders te doen nie? Is dit hoekom daar armoede is? Is dit as gevolg van ekonomiese omstandighede? Verstaan nie waarvan ek praat? Daar is baie keer goed wat buitekant ons beheer is, waar dit nie noodwendig is dat die armoede my ondergang is en 'n teken is dat ek verlore is nie. Armoede kan maak dat dit 'n motivering is om te wil meer doen, om meer te bereik, om uit te gaan en meer te doen. En baie keer in daai situasie, dan kom Jafan en maak 'n deur oop. Hy maak 'n deur net iewers te oop, waar niemand gedink het 'n deur kan wees nie. Hoekom? Want hy sê, voor jy gevra het ek reeds geweet. Net hoe jy daaraan gedink het, het jy dit reeds geweet. Wat die regverdige verwerf, is vir die lewe. Wat die regverdige verwerf, is vir die lewe. Die inkomste van die goddelose is tot sonde. Nou weet jy wat sien ek tussen vers 15 en vers 16? Dat die armoede is geskep as gevolg van goddeloosheid, sonde. Dis wat hy sê. Wat die regverdig verwerf, is vir die lewe. En is nie te sê, daar moet 'n sekere bedrag geld in jou rekening wees, om sê jy die lewe. Jy kan die armste wees, en jy het Jafashua in jou lewe,
dan is jy die rykste wat daar is. Jy kan die armste wat daar wees. Jy kan die grootste sukkelaar wees vandag. En jy is 'n volbloed Javis in die woord, dan is jy die rykste. En ek sê maar weer, Joshua trek praat met sy disippels, voor hulle apostels was. Hulle staan in die tempel en hier kom hierdie ryk man met sy saamvel skoene en sy briewetas. En hy kom staan daar so en hy skryf 'n 10.000 rand check uit en hy waai hom so dat almal dit sien en dan gee hom vir die priester. Dan staan die ou tannetjie daar so met die sakdoekie en knoop sy hom so oop en dan haal sy 'n oortjie uit en dan gooi sy kyk sy wat niemand kyk nie. Dan gooi sy hom in die boksie. Toe vra Joshua vir die disippels wie die meeste gekeer sal daai ou met sy slangvel skoene en sy was sy slapkarrie buitekant staan en ek gebruik nou 'n metafoor, né? Daai auntie. Daai ou maatjie. Maar sy het dan 'n oortjie gegee. Dis haar laaste. Dis haar alles. En weet jy, dis wat Jaffa van ons verwag, nie in finansies nie. Hy verwag alles van ons. In ons geestelike lewe. Dat ons vandag sê, ons wil uitgaan in 'n wêreld daar buite wat soekend is, wat verlore is. En ons wil ons beste vir die wêreld gee, in terme van die bonatuurlike geopenbaarde woord. Of anderste, as ons in die vermoë is, of iemand 'n brood te koop, miskien 'n pak suiker, ek weet nie, kyk bietjie om jou rond, daar is behoefte. Kom ons wees die beste vandag wat ons vir die koninkryk van Vader Jahwe kan wees. Tot môreoggend, Maranatha. Joshua kom weer as Vader wil. Halleluja.